Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy's my Ek gaan vanmôre voortgaan met 'n reeks en deel 2, ek het laas Sondag begin bedien oor die hart van disippelskap. Die ouens wat wel laas Sondag hier was, as jy nie hier was nie, moenie bekommer nie. Jy sal wel vinnig bykom. Die hart van disippelskap. Wie van julle weet dat God roep ons om disippels te maak? Amen. God se opdrag in Matteus 28 vers 18 tot 20 sê hy, ek roep julle, gaan dan heen en maak disippels. Nou laas Sondag toe sê ek, hoorie maar kyk net in jou Bybel, maak net seker staan daar nie lidmate nie. Maak lidmate. En die ouens het gekyk en besef, nee, daar staan nie lidmate nie, daar staan maak disippels. Wat is 'n disipel? 'n Disipel is 'n volgeling van Jesus. Iemand wat beide die leraar en sy lering volg. 'n Disipel is nie net iemand wat tot bekering kom en dan verdwyn nie. 'n Disipel is iemand wat sy hart en sy lewe vir die Here gee en oorgee aan die Here en die pad stap om Jesus te volg. 'n Disipel is 'n volgeling van Jesus. Nou 'n dood eenvoudige voorbeeld, Pieter kom gou hier, is Pieter loop. En as Pieter Jesus is, dan volg ek vir Jesus. En as Jesus links gaan, dan gaan ek links. As Jesus regs gaan, gaan ek regs. As Jesus op 'n manier praat ek soos Jesus. Ek doen soos Jesus, want ek is 'n volgeling van Jesus. Amen. Amen. Jy kan maar sit, Pieter. Ek hou daarvan om die nuwe ouens op die spot te plaas. Hy's nou al die tweede keer hierso. So dis dan nou nie sy eerste keer nie. So hy het nou al gesien dis wat hier gebeur. Okay? So God se hart is dat ons disippels sal maak. Nie volgeling, nie lidmate nie ouens, ek praat van hulle as pew warmers. 'n pew warmer is iemand wat kerk toe kom en hy sit net die sitplek warm. Dit hou hom warm vir die volgende ou om te kom. Jy weet. God roep nie dit nie. God roep ook nie DDT Christene nie. Doop, dood en troues. Daai tipe Christene nie. God roep disippels. Julle hoor, God het 'n hart vir disippelskap. Nou, daar's 'n artikel wat ek gelees het van 'n Biblical Foundations for Freedom. Skryf 'n artikel genaamd The Heart of Discipleship. En hulle gee 'n strategie vir disippelskap wat praat van 3-ledig. Hy praat van eerstens, wees 'n disipel. Elkeen van ons hier in die kerk, elke gelowige is geroep om 'n disipel te wees, 'n volgeling. Nou gaan nou meer uitbrei oor presies wat is die eienskappe, hoe lyk 'n disipel, wat is die make-up van 'n disipel. En tweedens, disipelmaking. Daar's nie een van ons wat nie geroep is om disipels te gaan maak nie. Want as jy met God versoen is, wil God jou gebruik om ander met hom te versoen. So nie net moet jy 'n disipel, 'n volgeling van Jesus wees nie, jy moet ook disipels gaan maak. En die derde faset is reprodusering. En laas Sondag het ek verduidelik 2 Timoteus 2 vers 2, die ouens wat hier is, was Paulus sê vir Timoteus, wat ook al jy Timoteus van my gehoor het onder hierdie getuies, gaan jy nou en vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander op te rig. Nou wanneer is ek suksesvol as ek Paulus is in terme van my disipelmaking? Is wanneer die getroue manne van my disipel besig is om ander suksesvol te disipel. Wanneer ek glad nie meer betrokke is by die proses nie. Die kwaliteit disipel wat ek is, gaan bepaal die kwaliteit disipel wat ek reproduseer. Soos ek compromise met die woord van die Here, gaan my seun en my dogter compromise met die woord van die Here. Amen. As ek nie lief is vir die woord nie, dan gaan die disipels wat ek maak ook nie lief wees vir die woord nie. Because I can only give what I've got. So daar's iets van wees 'n disipel, gaan uit en maak disipels en dupliseer of reproduseer disipels in die kerk. As die kerk dit gesnap het, was die hele wêreld al disipels. Was 8 biljoen mense vandag al disipels. Maar is omdat die kerk te veel gefokus is op lidmaatskap,
En ons het 2 weke terug, 3 weke terug al daaroor gepraat. Ons praat nie van lidmaatskap, ons praat van ledemaatskap. Want ons deel van 'n liggaam. En elke deel van die liggaam het 'n funksie om te verrig. En dis wat disippels doen. Disippels staan op in hulle gawes en bedien mekaar, hê mekaar lief. 'n Disipel gaan uit in die wêreld en hy leef die woord wat hy ontvang op 'n Sondag. Dit stop nie hier nie. Dit gaan uit. Dit vermeerder. Dis soos 'n lewendige organisme wat uitsprei. Daar's geen stop aan disipelmaking nie. Dit gaan net eenvoudig aan. Want elkeen van julle is 'n soldaat, soos Kain en Hanai in God se koninkryk. God rig elkeen van ons op as disipelmakers. Nou, blaai saam met my as jy jou Bybel hier het, na Jesaja hoofstuk 50. Jesaja hoofstuk 50 en ek gaan lees vers 4 en vers 5. Jesaja hoofstuk 50 vers 4 en vers 5. Ek het hom hier op, maar dit sal goed wees as jy in jou vertaling ook lees. My vertaling sê hom soos volg: Die Here my God het my geleer. Nou jy kan ook daar in hakkies die woord inskryf, gedisipel. Die Here my God het my gedisipel om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling of 'n disipel moet luister. Die Here my God het my geleer om te luister. Ek was nie teen hom opstandig nie. Ek was nie ontrou aan hom nie. Nou, die Engelse vertaling sê hom soos volg: The Lord God has given me the tongue of disciples, that I may know how to sustain a weary one with a word. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple. The Lord has opened my ear, and I was not disobedient, nor did I turn back. Nou, daar's 'n paar aspekte rondom disipelskap wat ek net wil uitlig uit hierdie skrif. En ek gaan ons bietjie challenge en uitdaag rondom elkeen. En ek wil hê jy moet jouself evalueer uit hierdie kenmerke. Jouself afvra. En ek het self ook goed gedoen. En ek het gesê, man, hier's 'n aspek waarin ek kan groei. Hier's 'n aspek waarin ek kan groei. Maar hierin en hierin styg ek uit. En ek wil hê jy moet as gelowige hier sit en jouself afvra, watter aspekte van disipelskap kan ek nog in groei? Nou die eerste een is die opleiding van 'n disipel. 'n Disipel is 'n leier. Hy sê in daai skrif, die Here my God het my geleer, gedisipel om die regte woorde te gebruik. Ouens, jy's nooit op 'n plek wat jy nie kan leer nie. Jy's nooit op 'n plek waar jy volleerd is nie. 'n Disipel is iemand wat nederig is en iemand wat bereid is om te leer en bereid is om toe te laat dat die woord van die Here hom verander. 'n Disipel is iemand wat oop is vir inspraak van ander. Hierdie skrifgedeelte verwys na beide iemand wat geleer word en iemand wie ook ander onderrig. So tegelykertyd wat jy oop is om geleer te word, wil die Here jou gebruik om ook ander te onderrig. Want soos wat jy ontvang, het jy iemand, wat is jou naam? Wimpie. Jy het iemand, hallo Wimpie, welkom hierso. Jy het so neffens ingestap, okay. Wimpie, jy het mense in jou lewe wat ek dalk nooit gaan bereik nie. En soos wat jy kry en ontvang, en alles het bietjie, en die vyand sal vir jou sê, nee, jy kan nie uitgee nie, want jy's nog nie perfek nie. Niemand van ons is perfek nie. Maar die bietjie wat jy kry, Wimpie, kan jy mos vir iemand by die werk uitgee, of vir 'n familielid, of so. Want die Here wil jou beide iemand maak wat oop is om te ontvang en te leer, en iemand wat reg is om te gee, dit wat jy geleer het. En soos wat jy gee, groei jy. Amen. Jy al gevind, as jy vir iemand anders bid, skielik het jy sommer oorwinning. Want wanneer jy buite jouself kyk, dan oorwin jy in daai selfde aspekte, waarvoor jy vir iemand anders intree. Is dit nie waar nie? Die beste onderwyser is gewoonlik ook die beste leier. Bereid om te leer, daarom kan ek 'n onderwyser wees.
Jesus het dieselfde rederige, leerbare gesindheid openbaar, deur die manier hoe hy homself ondergeskik gestel het aan die Vader. En daar is 'n skrif hierson. 2 Timoteus 3, vers 16 tot 17. Die beste plek vir ons om te leer is in die woord van die Here. 'n Disipel het 'n liefde vir die woord. Want die woord gaan jou oortuig. Die woord gaan jou skoei. Die woord gaan jou vorm om meer soos Jesus te wees. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. 'n Disipel is nie wys in sy eie oë nie. Ek is oop vir inspraak. Ek weet nie die beste, altyd nie. Ek kan leer. 'n Disipel is 'n leerder. Okay. So dis die eerste aspek uit hierdie skrif. Die tweede een is die roeping van 'n disipel. 'n Disipel leef om ander te dien en om hulle lief te hê. By uitstek is 'n disipel 'n dienaar. 'n Disipel is iemand wat excel, wat uitmunt in sy liefde vir ander. Liefde. Maar skrifgie sê, sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat, sê hy in Jesaja. Nou, ons hele doel om God beter te leer ken en tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, is vir God om ons te verander, om meer soos hy te wees, sodat ons sy hart vir die verlore wêreld kan oordra. Sodat ons sy gees kan oordra vir die mense. Daai moederskamer van ons gaan nou goed werk. Amen. Ons lees in Matteus 20 vers 25 tot 28. Elkeen wat in julle kring groot wil wees, moet julle dienaar word. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n offer vir baie. As Jesus se gesindheid was om ons te kom dien, wie is ek en jy om nie mense te wil dien? Julle, daar's 'n geweldige ding in die kerk oor status, posisie, titels. Die belangrikste, die mees gesalfde ou in die kerk, moet die ou wees wat kom uitvee. Daai ou dra vir my die meeste van. En as iets van 'n nederige gesindheid wat die Here ons leer, om mekaar te kan dien. Ons is geroep om mense te dien. Ons is nie geroep om status na te jaag nie. Ons is nie geroep om posisie en titels na te jaag nie. Ons is geroep om mekaar te dien. 'n Disipel is by uitstek 'n diensknegt. Verder het Jesus ons eerste lief gehad en reageer ons met liefde vir hom en liefde vir ander. Ons kan nie sê ons het God lief, maar ons haat iemand anders. As ek nie jou kan lief hê, sê die skrif, wie ek kan sien nie, hoe kan ek God lief hê wat ek nie kan sien nie? Johannes 13 vers 34 tot 35 sê Jesus, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê. En dan gee hy die barometer van jou liefde, soos ek julle lief gehad het. Nie my eie barometer nie. Dis nie ek wat besluit hoe ek jou lief het, Pieter. Dis God wat my eerste lief gehad het en sy onvoorwaardelike liefde vir my bepaal my liefde vir jou. Bepaal my vergifnis teenoor jou. Bepaal die genade wat ek vir jou bewys. Want hy het vir my onvoorwaardelik vergewe. Wie is ek om nie jou te wil vergewe nie? En dan sê hy, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Aan julle liefde vir mekaar. En dis hoekom ek sê, wanneer ons hier by mekaar kom, moet daar liefde wees, man. Mense moet ervaar, man, ek is sommer deel van familie hier. Dis geestelike familie.
Daar moet nie veroordeling wees nie. En die Here wil juist die ouens hierna te stuur, wat nog nie oukei is nie, en is oukei om nie oukei te wees nie. Dis die ouens wie ons moet lief hê. Nie snaaks aankyk met veroordelingsoë, of hoe ek al sy nie. God se liefde is onvoorwaardelik, laat ons dit ook onvoorwaardelik gee. Die volgende een, die woorde van 'n disipel. 'n Disipel se woorde bemoedig en versterk. Ouens, daar's geweldige krag in ons woorde. Paar ouens sal nou al weet wat nou 'n bietjie nader aan my gekom het. Ek stop jou sommer halfpad in 'n sin, as ek sien jy is besig om dood oor jouself te spreek. Weet jy hoe baie dood spreek ons oor onsself? Weet jy hoe baie dood spreek ons oor ons kinders? Weet jy wat, julle wat nou klein kindertjies het, ek moes soveel mense stop in hulle spore. O, maar hy's 'n stout gat. O, die stout gat, laat jy's geen stout gat nie, man. My kind is nie stout gat nie. Weet jy wat, ons het al hierdie termetjies wat ons kinders wil dood oor hulle spreek. Ek spreek lewe oor my kind. My kind is soet, man. In geloof. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nog nie sien nie. Here, hy is soet. Jy sien, ons moet lewe kan spreek. Dood en lewe lê in die mag van die tong, sê Spreuke 18 vers 21. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Julle, ons kan nie sê, ons is gelowiges, ons dien die Here, maar ons is afbreekend in die manier wat ons praat nie. Ons skinder agter mense se rug. Ons praat kort af met mekaar nie. Nou ouens, ek dink nie daar's 'n persoon wat perfek is in hierdie area nie. Nou is 'n skriffie wat my altyd so 10:04 tussen die oë slat. Jy weet, hy slat my so, want julle kan nou hoor, ek is 'n ou wat hou van praat. Jy weet, so ek kan lekker praat. Nou kan jy dink, Jacques, is jou vrou ook so prater? Nee, sy is nie so prater nie. Dis nie twee van ons is ek die groot prater. Nou, wie's nog praters, kan ek sien? Wie's die groot praters hieronder? Niemand moet nie skaam wees, nie. Daar sy, okay. Al die praters, hier's julle skriffie. Dis nou vir my en Jolla, hierdie skriffie. Jakobus 1 vers 19 sê, my liewe broers en susters, as hy sê broers, was dit vir die susters ook, moet nou nie dink, jy's uitgesluit hierso nie. Dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Jacques, te gewillig wees om te luister. Piet, jy moet nou amen sê, dis jou cue, hoor? Okay. Te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie. En nie te gou kwaad word nie. Want die toorn van 'n mens bewerk nie die geregtigheid van God nie. Nou, hy slat my 10:04. Weet nie hoeveel van julle nog nie? Want ons is te vinnig om te praat. In hy oomblik van swakheid, hy emosies wat so bietjie, dan ons is nou geïrriteerd. Hierso sê ek 'n ding. Ons moet waak, want ons tonge kan soveel dood spreek. En die oomblik as ons dit ding gesê het, sin nie, kan ons dit nie terugtrek nie. Ons kan jammer sê, maar daai ding bly daar. En dan moet daar eers herstel kom. Ons moet nooit iemand verkleineer, 'n negatiewe tag op hul plaas, of selfs sleg van hul praat as hulle nie by is nie, veral as hulle nie by is nie. Julle, as jy 'n probleem met my het, as jy 'n probleem met enigiemand het, die woord sê, gaan eers na daar. As ek 'n probleem met Tannie Jeanette het, dan moet ek eers na haar toe stap en met haar praat. Nie met die buurt nie, daar in Eldoret Park, van almal noem van Tannie Jeanette, wat nou sis en so is nie. Die Here help ons. Want ek en Tannie Jeanette bly in dieselfde kompleks. Nou kan jy dink, nou praat ek met Tannie Gerda, wat ook in ons kompleks bly. Waar is Tannie Gerda? Praat, Tannie Gerda, Tannie gehoor, Tannie Jeanette, jy weet. Wat gebeur? Bid net saam met Tannie Gerda. Tannie Jeanette het nou dit en dat gesê. Dis mos so tipies wat ons doen as Christene. Bid saam met my. Nee, as ek 'n probleem het, Tannie Jeanette het my te nagekom, moet ek met haar gaan praat.
En dan sê die skrif, as sy nie ag gee op wat ek sê, dan vat ek 'n broer of 'n suster saam. Dan vat ek vir Tannie Gerda, kom Tannie Gerda, kom laat ons saam met Tannie Jeanette praat. Dan praat ons saam met Tannie Jeanette. En dan eers daarna, as Tannie Jeanette regtig nie na ons wil luister nie, en nie wil regmaak met ons nie, dan sê die woord, maar die Here help ons as ons nie daar kom nie, dan moet ek dit voor die gemeente bring. Maar baie keer wil ons eers die hele gemeente vertel, en Tannie Jeanette weet nog niks nie. Stap sy in, almal kyk haar so snaaks aan. Al by jou sit, hè. Okay. En dis tipies wat in die kerk gebeur. Ons skinder. Want ons het nie die guts om vir daai persoon te gaan sê, maar ek het 'n probleem, jy het my te nagekom. Dit wat jy daar gesê het. En weet jy wat? Ek sê nou vir jou, 9 uit die 10 kere weet hy nie eers wat hy gedoen het. Amen? Hy is salig onbewus daarvan, maar 10 ander mense weet dit nou. Nou as jy by my kom, en jy praat oor Stefan, dan moet ek die geestelike volwassenheid hê, om vir jou te sê, kom ons gaan saam na Stefan toe. Jy hoor? Want jy sukkel. Want as jy met my praat, jy nog nie met hom gepraat, dan beteken dit, jy sukkel om hierdie ding te oorwin. So nou moet ek jou vat by die hand en sê, kom, ek help jou. Kom ons gaan praat met Stefan. Want dit is vir my makliker, want ek's objektief nou. Jy hoor? Ek was nie in daai situasie nie, maar nou doen ons dit nie. Dan praat ons saam, o ja, ek stem saam, Stefan, daai kuif van hom, jy weet, is nie Annie, jy weet, jammer Stefan, maar julle hoor wat ons doen. Okay, is reg, jy pas onmiddellik die skrif toe, baie dankie. Okay, verder, ons ja moet ons ja wees en ons nee moet ons nee wees. Ek kan nie iets commit, en dan stiek ek nie daarby nie. As ek praat en ek sê ek doen 'n ding, dan doen ek dit. Ek onderneem of ek praat en sê ek kan nie meer. Ons woorde moet eerlikheid en waarheid reflekteer, tog in liefde oorkom. Baie keer is dit nie wat ons sê nie, maar die manier hoe ons dit sê wat verhoudings beskadig. My vrou, dis my vrou se sê ding, hoor. Dis regtig. Sy sal vir my sê, Jacques, is nie wat jy nou vir my sê nie. Amen, Tannie. Dis hoe jy dit sê. Is hierdie Tannie se seun? Ek het net na die tyd 'n paar dinge wat ek met Tannie moet. Okay. Pas op dat jou frustrasie en jou ongeduld nie die manier waarop jy praat beïnvloed nie. Wees sensitief vir hoe die ander persoon dit wat jy sê mag opneem. O, skus, jammer, Lawrence. Ek is lief vir jou. Okay, is jy lief vir my? Okay. Dan, die volgende een. Die dissipline van 'n disipel. 'n Disipel is daagliks in gemeenskap met God. Hy sê, elke môre laat hy my opnuut weer luister. Elke môre. Ek het mos gesê, jy moet jouself evalueer, nee. En ek dink ek was laas son wat ek bely het, ek is nie 'n oggendmens nie, ek is 'n aandmens. Jy sal my die aand kry, die Here se aangesig soek, maar ek is uitgedaag deur hierdie skrif, wat sê, elke môre. Maar daar's nie 'n wet hieraan nie. Die punt is, jy moet in jou dag tyd maak vir die Here. Jy moet prioriteit maak van jou verhouding met die Here. Hy sê op 'n ander plek, He awakens me morning by morning. 'n Disipel is gedissiplineerd in die tyd wat hy in die teenwoordigheid van die Here daagliks spandeer om vars soos manna brood by die Here te kry. Vars rigting vir die dag te kry. 'n Disipel se daaglikse stilte tyd en afsondering met die Here is vir hom prioriteit. Nou hoor wat sê hierdie man in hierdie artikel. Hy sê die volgende, is 'n lang stukkie, maar ek wil dit tog vir julle lees. Hy sê, when one is clear on God's call for his life, then this will break down into a God's call for every day. Amen. Every day, we need to get our mission assignment. When we go to sleep talking to our Father to keep us and prepare us for tomorrow, we look forward to meeting our Heavenly Father tomorrow morning again. We want to hear from Him. We must hear from Him. Morning devotions is rooted not in compulsion or fear, but in a desire to meet God and to do His will.
This will not happen if you go to bed watching movies, doing assignments, or playing games. This will happen, it will begin to come into existence when you pray and meditate before retiring with the expectation of meeting Him in the morning so that you can hear from Him how He wants to work with you tomorrow to do His will. We wake with anticipation to meet our Father. This is the time He equips us. It is not the only time, but He gives us overall sensitivity to help how He will help us through the day. We look forward to times in His Word and meditate on passages in Scripture. We expect Him to speak to us. This is where we get instructions. When we praise and declare His greatness. When we are encouraged or comforted. If our needs are not met by Him, then it is difficult for us to meet the needs of others. Hoor dit. If we are worrying about something, can we really be attentive to the needs of others? Julle, ek is uitgedaag deur wat hy sê. Want ek gaan deur my dae bekommerd, uitgestres, hierdie ding pla my, daai ding pla my, want ek het nie die goed by die voete van die Here neergesit. Ek sit met twyfel in my hart, ek weet ek is soos 'n golf wat op en af heen en weer gegooi word, want ek is nie in die woord van die Here nie. Julle hoor, dis tyd dat ons in die woord uitkom. Nou, vir ons sit hier en ons luister, maar jy moet by die woord uitkom. Die Here wil met jou praat. Die Here wil vir jou vars instruksies oopbreek uit die woord uit. Amen. 'n Paar vrae om jouself te evalueer. Het God jou al vroeg in die oggend wakker gemaak om met hom tyd te spandeer? En hoe het jy gereageer? Anders skouer omgedraai verder geslaap? As jy aand wakker word, nie kan slaap nie, dan wil die Here met jou praat. Amen. Wat steel jou tyd? Wat maak dat jy laat in die bed kom en te moeg is om vroeg op te staan? Ek kan nou 'n paar goed daarin sit, okay? Wat het jy nodig om te verander aan jou roetine om vroeër in die oggende op te staan en tyd met die Here te spandeer? Want dit gaan oor opoffering. Nie waar nie? Wat is jou verwagting wanneer jy stilte tyd met die Here inruim? Wat verwag jy van daai tyd? Hoe gereeld sonder jy tyd af om die Here se aangesig werklik te soek? Die Here daag sy disippels uit om dit daagliks te doen. Ek sluit af met 'n laaste punt. Die fokus van 'n disipel. 'n Disipel luister aandagtig na God se stem. En hy doen wat die Here vra. Jy's nie 'n disipel as jy hoor, maar nie doen nie. 'n Disipel is iemand wat die woord van die Here hoor en doen wat die Here vra. Ons sien nou wetties nie. Maar Jesus sê, as jy sê jy het my lief, wys dit vir my deur jou gehoorsaamheid aan my wil. Nie almal wat vir my Here, Here sê, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. Nee, Matteus 7. En dan sê hy wat nie die wil van God doen nie, is soos die ou wat sy huis bou op sand. Wind en storms kom. Maar hy wat sy huis bou op die rots, is die man wat die wil van die Here doen. Jy gaan storms van die lewe kry. Maar wanneer jy die wil van die Here doen, sal jou geregtigheid vir jou beklei in tye van nood. Dis wat Spreuke sê. Jou geregtigheid sal vir jou beklei. Jou integriteit sal jou vooruitgaan in tye wanneer jy dit nodig het. 1 Samuel 15 vers 22 sê, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Om gehoorsaam te wees is beter as enige offer wat jy vir die Here bring. Jou gehoorsaamheid is die beste offer wat jy vir God kan bring. Om te luister is beter as die vet van ramme. Ouens, ek wil jou uitdaag om werklik disipelskap
ernstig op te neem. Julle kan hoor, dit gaan nie net hier oor 'n bekering nie. Dit gaan oor iemand wat werklik waar sê, metanoia, ek draai my rug op my verlede, ek plaas my vertroue in die Here, en ek volg hom nou. Ek's 'n volgeling van Jesus. En in die proses lê ek neer, in die proses kruisig ek myself, want hy het homself vir my gekruisig. Hy het sy lewe vir my gegee. Die minste wat ek kan doen, is om my lewe terug in sy hande te gee en sê, nou leef ek vir jou. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir u woord wat vars is in hierdie oggend. Dankie Here dat u ons uitdaag uit die woord uit, Here, om werklik waar disippels, volgelinge van u te wees. Here, dat ons woorde, Here, getuig van ons volgelingskap van Jesus. Here, dat ons fokus klinkklaar sal wees, dat ons roeping uitgeleef sal word om mense te dien, ander lief te hê, dat ons duidelik sal intap by u elke dag om u stem te hoor. Dat ons sal wees soos daai skape wat die stem van die herder ken. Here, dat ons nie op en af en heen en weer geslinger sal word. Here, deur lering wat verkeerd is, deur mense se opinies nie, maar dat ons by u eerste hand sal hoor, want dan sal ons nie onseker wees nie. Here, u roep 'n volk, 'n geslag, wat duidelik u stem hoor. U roep 'n kerk, wat gefokus is om Jesus Christus die middelpunt te maak van hulle bestaan. U roep manne en vroue wat sal opstaan en sê, wat my en my huis aanbetref, ons sal die Here dien. U roep mense wat uitverkoop is aan u koninkryk en u wil. U roep mense wat lief is vir die woord en doen wat die woord sê. Laat dit ons wees, Here. Laat dit ons wees. In die naam bo alle name, die naam van Jesus. Amen. Ek gaan net hier afsluit, ons wil spasie maak vir die Engelse gemeente om in te kom. Daar's 'n lekker koppie koffie, kuier gerus saam met ons, julle is so welkom. Ek vra wel, daai nuwe besoekers asseblief, moenie uitstap voordat julle nie vir ons daai kaartjie ingevul het. As jy nog nie een gekry het nie, stop gou by Rian, kry gou 'n kaartjie, vul hom net in. Die ander 2 is vir jou, maar die info kaartjie wil ons graag terug hê. Baie dankie. Mag die Here se genade en sy liefde en sy vrede met julle wees in alles. Amen. 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 Ja, sy lekker dag.